Goeiemôre, welkom by Vaders Hart Digitale Kerk. Wat 'n voorreg is dit om so saam met julle te kuier om die woord van die Here. Dankie Heilige Gees vir saamkuier vanoggend. Die goeie nuus is, Jesus Christus leef. Hy het opgestaan. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Kolossense 3 vers 1, ek lees verder in vers 2. En bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Vers 3, want julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vers 4, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wie van julle is vanoggend met my opgewonde, dat ons weer die dag gaan aanbreek, wanneer die ware seuns en dan ook dogters van God geopenbaar sal word. Ek vertrou, julle is gemaklik en lekker snoesig, daar waar jy jouself bevind. Het sy lewendig op Facebook, en of jy na die opname luister na die tyd. Kom ons bid saam. Here, onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U begeerig is om in verhouding te wees met ons. Dankie vir U onvoorwaardelike liefde, Jesus. Dankie Heilige Gees, as inwonende Godheid, wat die pad saam met ons stap. Here, ons vra dat U ons tyd by U voete vanoggend sal seën. Here, met die keur van U seëninge vanuit U Vaderhand. Ek vou elke persoon wat die boodskap hoor, toe in die goedheid van God. Heilige Gees, dat U die woorde sal gebruik, soos U goed dink. Die woorde om te val op elke oor, volgens U volmaakte plan. In Jesus naam. Amen. Dis daardie tyd van die oggend wat ons kom luister, sit, staan, spring en meer as alles sing saam met John. John, dankie vir jou reuse bydrae en gehoorsaamheid om te hoor wat die Heilige Gees wil aflewer en dit dan vir ons voor te berei. Kom ons loof en prys die naam van die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. Goeiemôre almal, welkom hierso. Kom ons prys die Here, ons geniet hom in Jesus naam. Maak op ons oë in 'n donker nag, skyn met die helder lig. Kom brand 'n vuur hier in ons harte vir die koninkryk. Kom wys die nood wat roep na U, waar ons U hoop kan dra. Kom skink U woorde in ons gees, dat ons kan lewe bring. Kom helder lig en skyn deur ons met waarheid. Kom liefdeslig en maak ons lewens bruikbaar. Ons wil U dien met harte wat bereid is. U liefde gee vir mense in gebrokenheid. Kom werk deur ons, stuur ons met liefde wat verlossing bring. Vul ons met vreugde, gee ons krag, dat ons U beeld kan dra. Ons gee ons hande, voete, lippe, gee ons self vir U. Mag al ons woorde, dade, denke, U groot naam uitskree. Kom helder lig en skyn oor ons met waarheid. Kom liefdeslig en maak ons lewens bruikbaar. Ons wil U dien met harte wat bereid is. U liefde gee vir mense met gebrokenheid.
lewensbreekbaar. Ons wil U dien met harte wat bereid is. U liefde gee vir mense in gebrokenheid. Kom helder lig en skyn deur ons met waarheid. Kom liefdeslig en maak ons lewens bruikbaar. Ons wil U dien met harte wat bereid is. U liefde gee vir mense in gebrokenheid. As hy kom en sit ons hande saam. As hy kom ons prys die Here. Hy is groot en almagtig. Here, kom wees die helder lig in ons lewens. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom ons sing het nou. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom ons sing het saam. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom ons sing het weer. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. As ons gaan nou sing, ek sing het en dan volg julle my en sing het agterna. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. Jesus kom.
wil gereed wees. Ek 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 wil gereed wees. As Jesus kom. Jesus kom. Voor my. Net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwoord van die heiligheid. Kom voor my. Net soos U wil. Want ek wil gereed wees. So, as Jesus kom my laaste man. Kom voor my. Net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwoord van die heiligheid. Kom voor my. Net soos U wil. Want ek wil gereed wees. So, as Jesus kom. As Jesus kom. As Jesus kom. Is ons hartsbegeerte, Here, is om gereed te wees as U kom. Dankie, Vader. Ons aanbid die Here. Ek sing halleluja in die midde van my vyande. Ek sing halleluja harder as die ongeloof. Ek sing halleluja. My wapen is 'n melodie. Ek sing halleluja. Die hemel kom en veg vir my. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop. Die dood is oorwin en ons koning leef. Ek sing halleluja met alles hier binne my. Ek sing halleluja. Ek sien hoe die duister vlug. Ek sing halleluja in die middel van onsekerheid. Ek sing halleluja. Vrees jy het geen houvas nie. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop. Die dood is oorwin en ons koning leef. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. En vanuit die as kom nuwe hoop. Die dood is oorwin en ons koning leef. Kom ons sing die harde, sing 'n bietjie harder. Sing 'n bietjie harder. Ek sing 'n bietjie harder. Sing 'n bietjie harder. Sing 'n bietjie harder. Sing 'n bietjie harder.
bietjie harder. Sing 'n 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 bietjie harder. Ek sing 'n bietjie harder. In die midde van my vyande. Ek sing 'n bietjie harder. Harder as die ongeloof. Ek sing 'n bietjie harder. My wapen is 'n melodie. Ek sing 'n bietjie harder. Die hemel kom en veg vir my. Ek sing 'n bietjie harder. Midde van my vyande. Ek sing 'n bietjie harder. Harder as die ongeloof. Ek sing 'n bietjie harder. My wapen is 'n melodie. Ek sing 'n bietjie harder. Die hemel kom en veg vir my. Ek sing 'n bietjie harder. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die angs kom nuwe woord. Die dood is oorwin, ons koning leef. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die angs kom nuwe woord. Die dood is oorwin en ons koning leef. Jesus, oh, ons koning leef. Ja, ons koning leef. Oh, ons koning leef. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe woord. Die dood is oorwin, ons koning leef. Oh, ek sing 'n halleluja. 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 Ja, ek sing 'n halleluja. Ek sing 'n halleluja. Ek sing 'n halleluja. Dankie Jesus. Ons reis ons stemme vanmôre, ons lig dit op en ons sing 'n halleluja vir U. Want U alleen is waardig. U alleen is heilig om geaanbid te word vanmôre, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Kom ons sing dit die laaste maal. En ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. En vanuit die as kom nuwe woord. Die dood is oorwin en ons koning leef. Ja, want ek sing halleluja. Ek sing halleluja. Kom lig jou stem. Ek sing halleluja. Ek sing halleluja. Ek sing halleluja.
halleluja. Ek sing halleluja. Ek sing halleluja. Jesus. Dankie Vader. Ons sing halleluja vir U vanmôre, Here. Ons roep U aan. En sê kom en doen net soos U wil vandag, Here. In die hemel is die Heer, sy ganse soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. En daar is mag in sy woord, soos die waterstruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer, U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad in die weelde van sy kroon. En daar is mag in sy woord, soos die waterstruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bovenal. Daar is mag in sy woord, soos die waterstruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. U regeer. U regeer. Kom en maak dit jou gebed vanmôre. U regeer. Ja Here, U regeer oor elke aspek van my lewe. Kom en regeer, Here. Kom en wees die koning van my hart, die koning van my lewe, Vader. U alleen is heilig. Oh, Jesus, kom en regeer, kom en regeer, kom en regeer,
ons lewens, hier regeer, hier regeer in ons harte, hier regeer oor die heelal, hier regeer in ons lewens, hier regeer, Dankie Jesus, U regeer, o grote koning, U regeer. Ons voel die reën van U liefde en die wind van U gees, maar die hartklop is wat ons hoor. Ons voel die reën van U liefde en die wind van U gees, maar die hartklop is wat ons hoor. Laat dit reën, laat dit reën, maak op die hemelse sluise, laat dit reën, laat dit reën, reën toch oor ons, o Here, laat dit reën. Ons voel die reën van U liefde en die wind van U gees, maar die hartklop is wat ons hoor. Ons voel die reën van U liefde en die wind van U gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Ons voel die reën van U liefde en die wind van U gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Laat dit reën, laat dit reën, maak oop die hemelse sluise, laat dit reën, oh laat dit reën, kom en reën toch oor ons, o Here, laat dit reën.
die genesing vloei vandag. Kom en reën, kom en reën, kom en reën. Laat het reën, laat het reën. Maak op die hemelse sluise, laat het reën, laat het reën. Reën toch oor ons, o Here, laat het reën. Dankie Jesus. Dankie Here dat U kom en reën oor elke hart, oor elke siel vanmôre. Stort net die Gees oor ons uit, Vader. Dankie Jesus. Ja Here, laat dit reën. Ja Here, laat dit reën. Laat dit reën. Keres sonto no marresente ni ma yesonto no kia sorentene. Es sonto no marresente ni ma casonto. Kia soronto no mashentene. Es sonto no marresente ni ma yesonto no. Kira ma yesonto no ma yeso. Yesonto no mashentene ma kira sonto no. Yes Lord. Ja Here. Laat dit reën, Lord. Laat dit reën. Die woord wat ek volgende met jou wil deel, is waar is jy op pad? Watter wegwysers, padtekens het jy in jou lewe wat maak dat jy weet dat jou koers is? Wegwysers of padaanwysers is belangrik vir rigting hou en vrees uithou wanneer die mis inkom. Het jy al op 'n sonskyn dag in 'n bank digte mis ingery? 'n Digte miswolk tot op die grond, wat maak dat jy niks kan sien nie. Dit is baie gevaarlik, want die oomblik wat dit gebeur, reageer elke bestuurder anders. Party ry net voort asof niks gebeur het nie. Party mense skakel hulle hoofligte aan op bright en kan nog minder sien. Het jy al gesien hoe jy in die mis net jou dompligte moet aanskakel? Party skakel hulle misligte aan, want hulle motors het sulke goed. Anders skakel hulle noodligte aan. Die meeste mense ry onmiddellik stadiger. Hoe reageer jy wanneer die mis inkom? Want daar's altyd die wat onmiddellik paniek, vrees, vat hulle en hulle stop net daar, in die pad. 'n Goeie plan vir hulle, want hulle gaan niks vasry nie, maar 'n baie slegte plan vir die persoon wat van agteraf kom. Wanneer jy so in die mis inry, is die padtekens baie belangrik. Die katoogies dui die weg aan, indien daar van hulle installeer is. Die strepe help ook, indien hulle onlangs genoeg geverf is, om steeds sigbaar te wees en nie al dof geraak het nie. Die vraag is, hoe dit vir jou gevoel die laaste keer, toe jy in die mis ingery het? En jou vermoë om te sien, jou vermoë om te onderskei, was weggeneem. Ons is bevoorreg om die laaste paar maande werklik op 'n nuwe manier in die woord in te klim. Ons het 'n nuwe manier gevind vir die woord om in ons in te kom in hierdie tyd. En dit was werklik 'n voorreg in die krisissituasie. So gee die woord vir ons baie padtekens op ons lewensreis. Die fondasiewoord, die skrif wat ons leer ken en leer leef het, die geskrifte wat ons oopgebreek het en op 'n nuwe manier geopenbaar gekry het, nuwe toepassings vir woord wat ons voorheen gedink het ons geken het. Ek hoor op 'n woensdag aand in die klein groepies hoe die woord deel geword het vir van julle. Deel geword het vir wat julle doen, vir wat julle spreek, vir wat julle bidtaal geword het. Laat my toe om op te merk dat baie van julle die fondasiewoord gevat het en dit uitleef. Dankie. Dankie vir die uitleef. Jy weet, sommige mense hoor die woord en wanneer jy na hulle luister, kom die woord terug na jou toe. En dankie dat julle sulke voorbeelde is vir ons en dat ons die woord hoor terugkom. Ek gaan na Efesiërs en ek wil
in my swart blaai na Efesiërs 4 en ek wil vir ons lees in Efesiërs 4 vers 20 tot 24. En ek lees vir ons Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En dis 'n belangrike wortelversie vir my vir vandag, met die reis wat ek op pad is vanoggend met jou deur die woord, en die padaanwysers wat ek opgestel het vir ons. Hier is waar toepassing gevind word in woensdaagaande klein groepie. Sommige van julle is gelukkig dat julle terug is op kantoor en weer tussen ander mense is en 'n verskil kan maak in mense se lewe en hierdie versie kan uitlewe. Ander is steeds in 'n staak van grendeltyd. Ander leef nog in grendeltyd. Ek wil teruggaan na vers 11 toe, so 'n bietjie vroeër in Efesiërs 4. En teruggaan na vers 11 toe en vers 11 vir jou voorhou. En vers 11 sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En ons hoor baie van die vyfvoudige bedieninge, die fondasies van die woord. En die vraag vanoggend is, waar lê jou toepassing in hierdie fondasie? Waar lê jou toepassing in hierdie fondasie woord vandag? Waar begin jy natuurlike in die gees wees toepassing van hierdie bedieningsgawes? Die volwasse man Christen waarvan hier gepraat word in Efesiërs 4, die volwasse man Christen is die aanspreekvorm hier, waarvan hier gepraat word as die persoon wat woord inneem en op die fondasiewoord in sy of haar lewe bou. Hulle staan op die waarheid, Jesus. Vandaar vloei die ontwikkeling na al die 5 bedieninge areas, op alle vlakke. En elke een van ons kan op al 5 daardie areas opereer. Maar wanneer ons begin, wanneer ons by Jesus uitkom, wanneer ons by wedergeboorte uitkom, begin ons by die een wat naaste natuurlik aan ons gees is. En ons begin dit ontwikkel, en soos wat ons woord kry, en soos wat ons woord inneem, ontwikkel, sodat ons op die ou einde op al 5 vlakke kan bedien. Ons moet iewers begin. En ek vra vanoggend vir jou, waar lei die gees jou? Hoe lei die gees jou? Watter een van hierdie 5? Watter een van hierdie 5 spreek tot jou vanoggend? Ek lees weer Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En waar pas jy in hierdie fondasie in vandag? Want elkeen van ons moet iewers begin. Ons het almal toepassing op die bedieningsvlak van evangelis. Dis 'n maklike keuse, dis 'n maklike plek om te begin. Nou ek sê altyd, ek is 'n evangelis, dis vir my die sterkste een, en die Here het my oor tyd gedra en gewys op 'n stadium toe ek nie gedink het dit sal gebeur nie, dat ek sal ontwikkel in al 5. Maar dit is 'n pad wat 'n mens stap. Dis nie vir almal oornag al 5 beskikbaar nie, maar ons het immers almal die groot opdrag gekry. So almal deel van die groot opdrag om te gaan disippels maak. Sleutel om te gaan disippels maak vir Jesus Christus. Om die goeie nuus uit te dra, om te verkondig dat Jesus die dood en die sonde oorwinnend namens jou en my. Elke persoon moet self besluit of hulle die bloed van die lam, die kruisdood van Jesus Christus aanvaar as vir hulle. Ek en jy moet gedurig dag in en dag uit getuig van Jesus se verlossingsplan vir ons lewe. Die vraag is jy ingereken in die verlossingsplan van Jesus Christus? Het jy jou lewe oorgegee aan Jesus Christus? Is jy wedergebore? Dit is 'n vraag wat vir party mense 'n maklike vraag is. Dit is 'n vraag wat maklik geantwoord word. Vir party mense is dit 'n moeilike vraag. Party mense skram weg van die vraag, maar dit is 'n vraag wat ons mekaar in die oë moet kyk en moet vra en sê, is jy wedergebore? Weet jy
dat jy wedergebore is. Wedergeboorte is 'n verseker stap wat geneem moet word. Ek kan die dag onthou wat dit met my gebeur het. Wedergeboorte is 'n gebed wat gebid moet word om geloofsekerheid, geloofsversekerheid, versekerheid te wen, sodat ons verseker weet dat ons die bloed van die lam aanvaar het as van ons. Ons moet by 'n plek kom waar ons erken dat ons ontbreek aan die heerlikheid van God en dat ons die verlossingsplan van Jesus Christus in ons benodig vir ons lewe. Ons lees in Romeine 10 en vers 10 en dat ek net die skrifgie nie net quoteer nie, want nou quoteer ek 'n woord uit posisie uit en ek spaar julle almal baie WhatsApps. So in Romeine 10 vers 10 lees ons vers 9 en 10, Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nie is dit moontlik dat jy gered word, of kan jy gered word, of is dit, jy moet nog iets doen, jy moet nog deur 3 hoep spring, of oor 3 berge klim nie. Sal jy gered word? Vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. My hart glo in Jesus Christus se kruisdood vir my, en dis my geregtigheid. Die volgende vraag is, wat moet ek bid om Jesus Christus aan te neem as my verlosser en saligmaker? Indien jy nog nie jou lewe aan Jesus oorgegee het tot wedergeboorte nie, gaan ek jou lei om agter my aan te bid en dit te doen. Indien jy reeds jou lewe verander het deur wedergeboorte, moet jy asseblief saam bid vir diegene wat nou hulle saak met Jesus Christus regmaak. Dit is belangrik dat die wat dit reeds gedoen het, saam bid en bid vir elke een in intree en in die gaping in gaan staan, vir elke persoon wat daai gebed bid vandag, sodat hulle geloofsekerheid sal verkry. Verder moet jy ook luister en die gebed laat insink in jou gees, sodat jy môre iemand anders kan help. Hoor jy wat ek sê? Jy moet die gebed laat insink in jou gees, sodat jy môre maklik iemand anders kan help om die gebed te bid. Daar's nie 'n perfekte resep nie, maar daar's sekere elemente wat binne in die gebed benodig is. En as jy een van die elemente vergeet, die Here is getrou en regverdig, die Heilige Gees sal die woord regdraai. Die persoon wat agter jou aanbid sal dit reg doen. Dit is belangriker dat ek en jy dit doen as wat ons reg is. Doen is belangriker as reg is. Ons moet die groot kommissie gaan uitlewe. Indien jy vandag weet dat die Heilige Gees jou hart dring om Jesus aan te neem tot wedergeboorte, dan vra ek jou om hardop agter my aan te bid. Dis 'n hardop bid, jy moet dit hoor self. Jy kan nie hierdie gebedjie net saggies in jou binneste sê nie. Jy moet dit hardop bid. Bid dit hardop saam. Bid dit agter my aan en ek gaan die gebed bid en ek gaan my naam gebruik, maar waar ek my naam gebruik, sal ek graag wil hê jy moet jou naam gebruik. So ek is Daniel, so ek gaan bid en Daniel daarin sit, maar wanneer ek my naam bid, bid asseblief jou eie naam. En ek vra dat jy agter my bid en ek vra weer dat die wat dit reeds gedoen het, bid en intree vir die wat besig is om dit te doen. Dat ons hulle saak versterk in die hemele en hulle naam op die tafel voor Jesus neersit. Ek gaan vra dat jy saam met my bid. Here Jesus, ek Daniel, ons begin voor, ons begin weer. Here Jesus, ek Daniel, bely dat ek 'n sondaar is en dat ek nie myself kan red vanuit my sondige natuur nie. Ek nooi U, Jesus Christus, nou om woning te maak in my, Daniel, in my hart. Ek aanvaar U kruisdood as vir my en ek aanvaar U bloed as die lam geslag vir my. Ek kies nou om U die Here van my lewe te maak. Dankie dat ek nou kan weet dat U my vergewe het van al my sonde en my sondige verlede. Dankie dat ek nou weet dat U my gebed gehoor het
en aan my die reg tot die ewige lewe gegee het. Dankie dat ek nou weet dat ek nie meer 'n sondaar is nie, maar dat ek 'n kind van die lewende God is. Ek bely dat U, Jesus Christus, vir my, Daniel, gesterf het. En dat ek U nou aanvaar as my verlosser, en dat ek kan weet dat U my nou aanvaar as kind van God. Dankie Here vir die voorreg om te weet dat ek nou 'n vrygekoopte kind van God is. Dat ek vrygekoop is van sonde. Dankie Here dat ek nou op die Heilige Gees kan vertrou om my te lei op die regte pad. Amen. Wel, dis 'n jubeldag in die hemel. Gaan lees gerus Lukas 15 en die laaste versie voor vers 10 waar die storie van die verlore seun is. As jy sien dat dit sê dat daar is 'n gejubel in die hemel vir een sondaar wat hulle hart tot die Here bekeer. Ek wil vir jou sê baie geluk. Hierdie is 'n groot dag in jou lewe. 'n Dag wat jy moet aanteken as jou wedergeboorte verjaarsdag. Vir my is dit 'n reuse dag. Vir my is dit aangeteken. Dit is in my woord. Dit is in my Bybel. Is dit aangeteken. Dit is vir my 'n belangrike dag en ek herdenk die dag elke jaar en dis vir my 'n ernstige herdenking. Dis vir my baie meer as my natuurlike geboorteverjaarsdag. Hierdie is my wedergeboorteverjaarsdag. Jy het nou oorgegaan van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Dis verseker belangrik dat die mense om jou sal ervaar dat die koninkryk van lig om jou gesien en om jou reflekteer word. Maak seker jy vertel iemand sommer nou dadelik. Maak seker dat jy iemand vertel dat jy die verlossingsgebed gebid het. Maak seker dat jy iemand vertel dat jy weet dat jy nou kind van God is. Bely met jou mond dat jy die ewige lewe het. Onthou wat ons gelees het in Romeine 10 vers 9 en 10. Bely met jou mond dat jy nou die ewige lewe het. Want dit is belangrik dat ons dit bely. Want dit is 'n opdrag. Begin deur die Nuwe Testamentiese boek Johannes te lees. Dis waar ons begin. Nadat ek my hart vir Here gegee het, is dit die boek wat ek begin lees. En jy sal sommer verlief raak op Johannes se skryf. En hoe hy die hele evangelie uitlê. Skakel in en maak 'n verskil in die lewens van mense waar jy is. Waar jy is, skakel in. Maak 'n verskil. Wees die nuwe jy. Wees 'n evangelis wat die goeie nuus versprei. Gaan versprei die goeie nuus. Gaan vertel almal. Vandag is een van daardie groot padaanwysers daar. Onthou, ons begin met padaanwysers. Vandag is een van daai groot padaanwysers daar, en die dae waar die mis om jou gaan sak, wat jy nie gaan sien nie, wat jy nie gaan herken wat om jou aangaan nie, wat jy nie gaan seker is nie, wat jy nie gaan jou eie besluite neem nie, gaan hierdie dag van vandag soos 'n paal bo die water uitstaan bo die mis, as 'n padaanduider, as 'n padaanwyser, as 'n merk waarop jy kan staan en sê, Here, maar dankie dat ek kan weet dat U die koning is. Dankie dat ek kan weet dat ek U ingenooi het as my verlosser en saligmaker. Die mense wat jy gaan help om die gebed te bid, gaan almal so 'n belangrike padaanwyser in hulle lewe kry. So gaan help mense, gaan voeg vir mense hierdie aanwysing aan, wat bo die mis sal uitstaan, wanneer hulle nie erken wat om hulle aangaan of kan sien, en hulle onderskeiding nie werk nie, omdat die mis oor hulle toegesak het. Deur ander te gaan vertel en ander mense te gaan help om Jesus Christus aan te neem, begin jy 'n geloofspaviljoen bou in die hemel. Here, wat 'n voorreg dat ons vanoggend net so kan saam wees en Here kan bely dat ons onsself nie kan red nie. Here, dat ons U nodig het. Here, maar dit wat ons nodig het van U, het U reeds vir ons gedoen. U het reeds gesterf aan die kruis vir elkeen van ons. U het reeds die volmaakte werk gedoen.
En Here, ek kom loof en prys U vir elke persoon wat dit vandag raak gesien het en dit aanvaar het as vir hulle lewe. Want ons het die prys, U het betaal. Maar ons moet dit aanvaar. En dankie vir elkeen wat vandag U kruisdood aanvaar het oor hulle lewens. Ek kom eer U daarvoor. Ek kom eer elke persoon wat vandag hierdie gebed gebid het. Ek kom eer elke persoon wat vandag geluister het en in die gap gestaan het, in die gaping ingetree het vir iemand anders wat hulle hart vir Here gee. Here, ek kom staan vanoggend vir elke persoon wat 'n lysie het van name vir wie hulle bid om U te leer ken. Die lysie van name vir wie hulle voortdurend intree, wat hulle tot wedergeboorte voorvertrou. Sê vir U dankie dat ons kan weet dat U dit gedoen het en dat dit nie afhang van wie ons is nie. Here, dat U reeds voor die grondlegging van die aarde besluit het om vir ons die verlossingsplan op die tafel te sit. Here, dankie vir elkeen wat dit aanvaar het vandag. Ons gee vir U die eer. Here, ek loof elkeen. Ek prys U naam vir elke persoon wat vanoggend onder die klank van my stem gekom het. Here, en gee dat ons die groot opdrag gaan uitvoer en gaan disippels maak en mense gaan kry om vry te kom, hulle self vry te koop van die wêreld, deur Jesus Christus se kruisdood te aanvaar, sy bloed as gevloei vir hulle. Here, dis hoe ons onsself vrykoop van die wêreld, deur U bloed wat reeds gevloei het te aanvaar. Sê vir U dankie daarvoor. Alle eer, alle heerlikheid kom U toe. Ons gee aan U alle eer. Ek stuur elke een met goedheid en guns. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het vanoggend. Gaan en wees geseënd en 'n geseënde dag. Gaan vertel vir iemand dat jy jou saak met die Here reggemaak het vandag. Ek seën jou.